Baie dankie Arno, goeiemôre, is lekker om julle almal hier te kan sien en wat 'n voorreg om so saam te kan wees. Ons is so opgewonde oor dit wat die Here besig is om te doen. Ons het gister in die hele Doxadeyo het ons street store gehad wat ons uitreik na gemeenskappe toe en waar ons eintlik op die einde van die dag soos 'n winkel neersit en waar mense van die straat af kan kom en ons gee vir hulle kos, ons bid vir hulle en dan kan hulle vir hulle klere gaan kies. Ons gaan dit eersdaags ook hier in die tuinroete doen en ons sal 'n bietjie vir julle terugvoer gee oor dit. Maar so lekker om net saam met julle te kan kuier en so goed om julle almal te kan sien. Nou ons is besig met 'n reeks, eintlik werk ons die hele jaar deur die boek Hebreërs en die tema eintlik vir die hele jaar is sy glorie ons storie. His glory our story. En dit gaan die boek Hebreërs kleer vir ons so 'n bietjie in. Wat beteken hierdie sy heerlikheid, sy glorie? Wat beteken dit? Wie is hy? Wie is God? Hoe kom openbaar hy hom aan ons as mense? Hoe leer ons Jesus Christus ken? Die afdruksel, die afskynsel van sy heerlikheid, die afskynsel van wie hy is, die persoon wat ons in vlees en bloed kon geleer ken het en vir ons kom wys het wie God is. En baie interessant, in die hele boek Hebreërs is dit dus duidelik dat Jesus vir ons kom sê dat hy is die skepper, hy is die een op wie die koningskap is vir altyd op hom. Daniël bevestig dit ook en sê daai koningskap sal vir altyd kom bly. En dan vat hy ons deur die proses oor hoe hy koning geword het, wat belangrik is, en ons leer ken dat hy het ons kom as mensdom, het hy ons kom verlos van die mag van slawerny waarin ons verkeer het. Hy was die hoëpriester, hy het vir ons ingetree. Hy sê maar ons sien nog nie en nou begin hy alles nuut te maak hier op aarde, alles te herskep, te herstel. En dan sê hy maar ons sien nog nie dat Jesus koning is van alles nie. Ons sien dit nog nie. Ons kan sien, hier is nog korrupsie in die wêreld, hier is nog oorlog in die wêreld, maar dan skryf Hebreërs vir ons, maar ons sien Jesus. En die feit dat ons Jesus sien, en die feit dat ons weet wat hy kom doen en waarmee hy besig is, in sy koningskap, dit gee vir ons hoop. Dit gee vir ons hoop. Die feit dat ons Jesus sien, dit bou geloof in ons. Die feit dat hy ons roep, en deel te wees van hierdie missie, dit bou ons geloof. Daarom kom Hebreërs 11 en sê vir ons geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nog nie sien nie. Maar die dinge waarvan ons hoop, waarvoor hoop ons? Hy maak alles nuut. En dan kom hy verder en sê hy, maar onthou, hou julle oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En dan kom hy en dan sluit hy die hoofstuk, of dan sluit hy hoofstuk 12 af, en in hoofstuk 13, dan sê hy vir ons, hoe ons moet leef. Maar in hoofstuk 12, nadat hy al hierdie groot begrippe neergelê het, dan skryf hy, in hoofstuk 12, vers 28, dan sê hy die volgende, daarom, omdat al hierdie goed waar is, en Jesus koning is, en alles, hy sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het. En onthou, elke koninkryk het 'n koning. Jy kan nie 'n koninkryk hê, as daar nie 'n koning is nie, is daar nie 'n koninkryk. Maar dit sluit aan by wat die hele Ou Testament sê. Die Ou Testament sê, Christus is nou, Jesus Christus, die gesalfde koning, hy is nou koning, aan hom is gegee alle mag, alle krag op die hemel, die onsienlike en so ook op die aarde. Daniël bevestig het, sy koninkryk sal vir altyd bly. Hier kom die Hebreërs skrywe, hy sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. En dan kom hoofstuk 13 en sê vir ons, hoe dien ons hom nou? As al hierdie goed dan nou waar is en sy koninkryk is onwankelbaar, hoe dien ons hom nou? En dis waar hierdie reeks ontstaan het, sy heerlikheid, ons geldige storie. So hoe dien ons hom nou? Nou is interessant, hoofstuk 13 gaan hoofsaaklik oor 3 goed wat altyd in die nuus is. Die 3 goed waaroor nuus altyd gaan en wat mense van hou, ons as mense, ons noem dit sex, money and power. As jy nuus daaroor ontvang, kyk dan is jy nuuskierig, dan wil jy weet wat gaan aan, dan wil jy meer lees. As dit gaan oor mag en hoe mense mag misbruik, dan wil jy gaan lees.
As dit gaan oor verhoudings en mense wat ander verhoudings het, dan jy wil gaan uitvind, jy wil gaan lees. As dit gaan oor geld, jy wil gaan sien, is jou geldjies wat jy het veilig. En in hierdie reeks het ons nou al deur die jaar, en ons het oor mag gepraat. Hoe het Jesus sy mag kom openbaar? Hy sê, my mag is anderste. Ek kom nie met 'n swaard en 'n spies. Ek kom nie soos Rusland en openbaar my mag en skiet missiele in Amerika en Trump en ek wil wys ek is sterk nie. Jesus sê nee, ek gee julle 'n nuwe ooreenkoms, ek gee julle 'n nuwe gebod. Hy sê my mag word geopenbaar deur liefde. Ons moet mekaar lief hê. Dis mag. Dis die sterkste mag op hierdie aarde. Julle moet mekaar lief hê. Dan gaan hy verder, hierdie reeks waarmee ons besig is, dan kom hy, dan praat hy met ons oor finansies. Hy praat met ons oor geld, wat vir ons almal belangrik is. Almal van ons wat hier sit, sê, ek wil net 'n bietjie meer hê. Almal van ons wat hier sit, werk 2/3 of meer van jou tyd, 40 tot 50% van jou dag, spandeer jy tyd om geld te maak. So geld is belangrik en Jesus het dit geweet. En daarom moet ons praat, maar nou dat ek onder die koning staan, nou dat ek deel is, laasweek Carlos se boodskap, die gedagte van, nou dat ek deel is van sy huis, nou dat ek ingesluit is, nou dat ek sy familie is, hoe dink ek nou oor hierdie verskillende aspekte? En dan gaan ons later, as ons volgende week, begin ons met 'n reeks op Pinksterdag oor die Heilige Gees, en dan in die vakansie gaan ons dan praat oor verhoudings, daai 3 konsepte. Maar kom ons som net gou op, wat het ons gesê in hierdie reeks sover rakende geld? En kyk wat skryf hy so mooi hier, Hebreërs 13, hy sê vers 5, hy sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wat is geldgierigheid? Geldgierigheid het nie te doen met het ek baie of het ek min nie. Mense wat min het, kan geldgierig wees, mense wat baie het, kan geldgierig. Dit beteken jy het 'n obsessie, daar's hebsug, jy het 'n obsessie oor geld. Gierigheid dryf jou. Onthou wat skryf Paulus vir Timoteus, as jy wil geldgierigheid, as jy dit wil afleer, dan moet jy leer om te gee. Hy sê dit gaan jou help. Hy sê maar nou dat Jesus koning is, jy deel is van sy huis, jy deel van sy familie is, hy sê jou gedrag moet die woorde, die goed wat jy praat, die manier hoe jy optree, moet vry wees van gierigheid, van hebsug. Ons het week 1 daaroor gepraat. Dan sê hy die volgende. Hy sê wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Onthou, in die konteks van finansies, kom die Here en hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Dis 'n aanhaling het ons gesê week 1 van Exodus, waar Moses het die volk gelei uit Egipte uit. Nou staan hulle hier op die vooraand om die beloofde land in te gaan. Dis die onbekende. Dis wat die Here vir hulle gesê het. Dis wat ek vir julle gaan gee. Ek gee vir julle hierdie land. Nou staan hulle hier onbekend. Die Here het vir Moses gesê, Moses, jy kan nie ingaan nie. Nou moet Josua oorvat. Josua word nou die nuwe leier. Hierdie woorde is wat die Here vir Josua en vir die volk gesê het. Nou onthou, ek het al baie veel gesê, ek was in die weermag, ons het 1 Jood in ons company gehad. Moeilikheid. Daai manne is moeilik. Hierdie ou word skielik die leier van ten minste 3 miljoen. Jy dink hoeveel moeilikheid het hy gehad. Nou moet hy hulle lei. Moses was die ultimate. Nou staan hy hier voor die beloofde land. Hier staan Jericho, hierdie stad met hierdie sterk mure, eerste uitdaging wat hy het. Hulle weet nie die Enakite is daar, die reëse is daar. In hulle eie oë is hulle so sprinkane. Alles is onbekend. Nou kom die Here en nou sê hy vir hulle, ek is nou julle koning. Ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Nou kom die Nuwe Testament, nou sê hy, wanneer dit kom by jou finansies, hier's wat jy moet verstaan, jy staan nou onder my koningskap, jy's my kind, ek het jou verlos van slawerny, die voorhangsel is geskeer, jy kan die troon van genade nader, alles in hierdie wêreld is onbekend, ons leef in 'n woeka wêreld, ons weet nie wat gaan gebeur nie, finansies, markte maak so, Trump kondig eendag iets af, die volgende dag sê hy nee, ek gaan nou iets anders te afkondig, alles maak so, die rand dollar maak so, jy weet nie van jou besigheid nie, jy's onseker, jy weet nie, gaan my besigheid slaag, dan gaan hy deur moeilike tye, moet ek nog mense aanstel, moet ek nie, hier's wat die Here vir jou sê, hy sê, jy's nou my kind,
Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Kyk wat gaan hy verder aan, dan sê hy sê die volgende, hy sê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie, vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid, selfe woorde wat hy gebruik in Hebreërs 2, dan sê hy, julle kan met alle vrymoedigheid die troonkamer van God nader. Hier sê hy dit weer, julle kan met alle vrymoedigheid, hoekom? Want jy's 'n kind van God. Jy kan met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Hy sê ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Dan haal hy Psalm 118 aan. Dawid was in 'n groot krisis van sy lewe. Wat het met hom gebeur? Hy skielik het hy die magte, die Edoniete het hy oorwin in die Filistyne en skielik word hy aangekondig, hy is nou die koning van die hele Israel. En hy is onseker. Hoe moet ek regeer? Wat moet ek doen? Nou kom die Here en die Here praat met hom en hy sê, jy gaan hierdie land regeer, jy's nou die koning, jy's nou aangestel. Onthou, in sy wese was hy 'n soldaat, in sy wese was hy 'n vegter. Nou moet hy skielik koning wees, hy moet 'n land lei, hy moet mense lei, hy moet vir hulle die beste gee. Die Here kom na hom toe en sê, luister, moenie bang wees nie, die Here is my helper. So, hierdie gedeelte leer ons die volgende, hierdie gedeelte leer ons, dat die Here sê, wanneer dit kom by finansies, dat ek nou onder sy koningskap staan, ek is behoort na hom, hier's wat die Here vir jou sê, vertrou my. Hoe gaan ek verder met my besigheid? Moet ek expand? Ek is jou helper. Here, hoe gaan my pensioen eendag werk? Gaan ons genoeg hê? Gaan ons sê, moenie worry nie, ek sal vir jou sorg. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Here, my besigheid is in die grootste krisis wat dit kan wees. Hoe gaan ek vir my kinders sorg? Hoe gaan ek dit doen? Moenie worry nie, ek is jou helper. Ek is by jou. Jy kan met vrymoedigheid met my praat. Die beginsel wat ons moet leer, wanneer dit by finansies kom, en by ons finansiële toekoms, om die Here te vertrou. Ek weet nie hoekom het ons groot geword met die wete dat, ek weet nie of ek hom kan vertrou nie. Toe ek groot geword het, ek vir jou week 1 gesê, het dit altyd vir my gevoel, God wil iets van my afvat. Ek is te bang dat hy moet weet wat ek het. Want dan wil hy die bietjie wat ek het, wil hy vat. Ek weet nie wat hy daarmee wil doen nie. En dan sê hierdie gedeelte vir ons, en ek wil net vandag daarby aansluit, hierdie gedeelte sê, julle gedrag moet, wees tevrede wat jy het. Dit beteken nie, as ek praat van tevredenheid, beteken dit nie, dat ek mag nie droom, ek mag nie groter droom nie, ek mag nie droom, ek mag nie ambisie hê nie, dis nie wat hy het nie. Maar onthou, hy speel dit af in die konteks van gierigheid en tevredenheid. Die maat wat nou vir my afgemeet is, daarmee is ek tevrede, daarmee werk ek verantwoordelik. En hier is die vraag, vertrou jy die Here? Vertrou jy die Here? As dit goed gaan en sleg. Gewoonlik as dit sleg gaan, dan vertrou ons hom verskriklik. Dan is ons op ons knie. Dan smeek ons. Maar as dit goed gaan, wat doen ons dan? Of kry ons houdingkie? Skouertjies terug. Dit is soos wanneer jy van 'n Volla en jy klim in 'n Lamborghini. Ek het dit nog nooit, ek nog gedoen nie, maar ek kan al dink. As ek daai Lamborghini moet ry, as jy daai leer ry, jy hoor daai engine, gehoudingkie kry. As jy van Boksburg afkom, dadelik venster af, arm uit. Houdingkie. As jy van Nigel afkom, gaan jy so skuins kyk. Hulle kyk mos nie voor hulle nie. Hulle is altyd die besig langs die pad. Ek weet nie hoekom kyk hulle nie voor hulle nie. As jy van Pretoria afkom, vensters op, dakies, daar gaan jy. Vertrou die Here. Ek het vir
so ruk terug kuier ek en Mariet, kuier ons een middag, ons eet gou saam met Daniel en sy vrou, en ons kuier al saam met hulle, en hy vertel my sy storie, van hoe hy 'n pad met die Here geloop het, rakende sy besigheid en sy finansies, en ons sien hom elke Sondag hier voor, en toe ek aan hierdie goed begin dink, en staan onder sy koningskap, en vertrou die Here, vertrou die Here, vertrou die Here, en ek luister na sy storie, toe ek vir hom gevra, Daniel, wil jy nie jou storie vir ons kom vertel nie, want ek dink is inspirerend vir ons almal. Kom sê net vir ons die pad wat jy geloop het met die Here, en ja, ons het gepraat, en ek het vir hom gevra, kom vertel jou storie, wil jy hierdie hê, wil jy? Dankie Jaco, hallo julle. Is lekker om te kan praat, 'n bietjie te kan deel oor ons pad en ons storie oor voorsiening en wat die Here vir ons beteken in dit. Net 'n disclaimer om mee te begin. Dis nie 'n teaching oor geld nie. Ek is geensins die volheid van gee en vertroue ontvang of verstaan ek in my lewe nie. Dis net ons storie. Ek is nie 'n ryk man nie. Ek werk hard vir my geld, my tyd en is kosbaar. Ek het 'n familie vir wie ek moet sorg. En ek het dieselfde dinge waar ek soms kommer. Ek het ook uitdagings en oomblikke wat ek onseker is. Maar ons anker onsself in die woord van God en ek gaan behou op my notas, anders gaan ek op 'n plek eindig waar ons nie moet wees nie. So 'n paar skrifverse wat vir my net regtig na in die hart is, spesifiek rondom vertroue en gee. Ek begin by Spreuke 3 vers 6 wat sê: "Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak." En dis hoe ek en my vrou probeer leef. Ek is getrou met 'n wonderlike vrou wat saam met my hierdie pad van vertroue en vrygewigheid stap. Dis nie 'n ek ding nie, dis 'n ons ding in ons huis. En Alzette is regtig amazing saam met my daar en ons doen min. Ek wens ek kan sê ons doen niks nie, maar ons doen min sonder om die Here te soek daarin. En ek glo werklik ook dis die manier dat ons kinders wil grootmaak. Ek het so ruk terug het ek hierdie ding gehoor. Ek dink was hier gewees dat iemand gesê het, "You teach what you know, but you reproduce who you are." En ons probeer aan ons kinders oordra die hoe in die lewe deur wat ons doen. En die amazing ding as ek terugkyk aan my storie, toe ek groot geword is dit hoe my ouers ons ook groot gemaak het. Ek het groot geword in 'n van 'n merwehuis. Ons was maar plotters daar in Pretoria. Ons het nie baie gehad nie, maar my ouers het altyd iets gehad om uit te gee. Of dit nou vrugte uit die spens uit was, of dit nou vleis uit die vrieskas, of melk wat ons self moes melk van die koeie wat ons uitgedeel het. Of geld wat my pa reg ook hard voor gewerk het. Dis 'n van 'n merwe ding gewees. Ons het met vrygewigheid geleef, dis hoe ek groot geword het. En ons gesin se kernvers, elke oggend is my pa ons afgelaai by die skool, dan sê hy vir ons, onthou Daniel, doen alles van harte, en dan moet ek sê, asof vir die Here. En dit is Kolossense 3 vers 23, wat ook al julle doen dit van harte asof vir die Here. En die ding is, ek dink my ouers het besef, daai jare al, wat in Hebreërs 13 vers 2 staan. En ek lees vir julle uit die 2020 uitgebreide vertaling. Hy sal op die bord wat sê: "Moenie nalat om gasvry te wees nie. En in hakkies ander aan jou tafel te laat eet en 'n tuiskomplek onder jou dak te gee nie. Deur gasvry te wees het party mense sonder dit besef, selfs engele tuis ontvang." So wanneer ons gee, dan gee ons ook asof vir die Here. Ek gee nie vir die kerk nie, ek gee nie vir persoon, ek gee asof vir die Here. En ek is dankbaar vir ouers wat regtig kom reproduce dit in ons wie hulle is en hoe hulle dink daaroor. So 'n bietjie vertroue gee. Ons het 'n besigheid oorgekoop in 2007, 'n musiekwinkel hier in George, Staccato musiek. En as jy mooi saam met terugdink, jy onthou 2007, 2008 se begin was dit wêreldresessie gewees. Dis 'n groot storie. So dis net toe ons die paar maande voor dit ons die wêreld van retail en luxury non-essential musiekinstrumente betree. Niemand het dit nodig nie, maar hier is ons nou. So dit is waar ons met die Here regtig vertrou. En ons is deur 18 jaar van besigheid is ons deur 'n klomp uitdagings. Resessie, COVID, load shedding. Ons almal ken die klimaat van Suid-Afrika, die finansiële klimaat van Suid-Afrika. Dis klomp uitdagings. Maar ons kan onsself weer 'n keer anker in God se woord. En ek sê altyd anker want dis die een ding wat vir ons nog altyd stabiel is en vas is. Hy verander nie, sy woord bly vandag, môre altyd dieselfde. En in Spreuke 3 vers 5 tot 6 wie hy sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. En dit is ons storie in ons besigheid vir 18 jaar. Dat die Here ons nog altyd gedra het ten spyte van hierdie uitdagings. Wanneer ons deure oopstoot in die oggende en ek praat gereeld met my staf daaroor, wanneer ons daai sleutel indruk en ons maak die deur oop, dit is ons aksie van geloof vir die dag.
Ons stoot hierdie deur oop met, Here, ons vertrou jou vir wat jy kan doen vandag in ons, deur ons en vir ons. En ons het al in 18 jaar baie instrumente weggegee. Ons het al honderde duisende rande wat ons kon saai in ons besigheid. En ons het dit regtig meestal gedoen in tye wat ons self nood gehad het. Sien, is regtig maklik om te gee. Jacques het ook nou gesê, is maklik om te gee wanneer dit goed gaan. Maar wanneer jy self nood het, dan is gee regtig 'n aksie van vertroue. 'n Goeie vriend van my, Steve McKenzie, hy is al van Ierland af, hy sê, when in need, sow a seed. En dit is nie 'n manier om die Here se arm te draai of sy voorsiening te probeer koop nie. Dit is net, daarmee sê ons, Here, ons vertrou jou met alles wat ons het. Ons het wel ook deur die jare geleer, wanneer dit goed gaan, om te gee vanuit ons oorvloed, te erken wanneer dit goed gaan. En ek en Jaco het so 'n paar weke terug sit en gesels en hy het so mooi bevestig gesê, dis die lewe wat ons kies om te leef. Dis 'n lewe oorgegee aan God, as ons koning, ons lewens behoort aan hom, en dit sluit ons finansies in. Nie net ek en my vrou nie, maar ook ons besigheid. En Paulus skryf in Filippense 2 vers 13, ek lees vir julle uit 2 vertalings, die eerste keer sê hy in die 53 vertaling, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. In die 2020 uitgebreide vertaling sê hy weer, dis God wat aktief en voortdurend die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens sy wil. En ek glo regtig dit is die God se wil dat ons gee. Ons almal het ook 'n 2020 storie. So ons besigheid se 20 storie het so 'n bietjie vroeër begin, Januarie 2020. Toe word ons een sonoggend vroeg wakker met die foon wat lui en dit is ons versekerings, ons alarmmaatskappy wat bel. En die oomblik toe die foon lui en ek sien wie dit is, toe kry ek hierdie gevoel in my, daar's moeilikheid by die winkel, hulle het ingebreek. Tel toe die foon op, hulle sê ek moet dringend kom. En met die grootste vrede en rustigheid ry ek toe na ons winkel toe, daar gekom, hulle het ingebreek, hulle het groot ruit oopgeslaan en binne 5 minute met so 100,000 rand se musiekinstrumente uitgestap. En dis al so nok. Maar vrees het my glad nie oorweldig nie. Ek kan nie vir julle verduidelik die rustigheid en die vrede wat ek het, omdat ek God met alles vertrou nie. Ek was nie angstig nie, ek was nie eers kwaad nie. Onthou Filippense 4 vers 6 wat sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En toe kom lockdown, net na hulle by ons ingebreek het. En ek onthou, ons het vir my skoonma 'n bietjie op vakansie gewees die week voor hulle aangekondig het, ons gaan sluit. En toe hulle op die TV sê, ons gaan vir 3 weke toemaak, ja, toe het ek en my vrou besluit, ek dink ons moet terugkom huis toe. Dit was nie net oor ons nie vir so lank by my skoonma wou wees nie. Ek het die oortuiging gehad, ek moet my staaf in die oë kom kyk en vir hulle sê, gaan rus, wees rustig, die Here het ons gaan okay wees, die Here sal voorsien. En dit was ook so. Ons het deur COVID ons staaf ten volle bly betaal. Ons het kon reëlings tref met ons verskaffers en elke sent wat ons hulle verskuldig was, kon ons terugbetaal. Ons het betrokke geraak waar ons kon, ons gesaai, maar daar was groot nood, soos julle kan net dink daai tyd. En ek het ook al gedink, ja, ek wens ek kon meer saai, dit is so min, is dit regtig moeite werd, maar die Here het my herinner aan die storie van die 3 visse en die 5 broodjies. Met daai min het hy duisende versorg. So in my lewe durf ek nie dink wat ek het is te min vir hom om iets groots mee te doen nie. Ons het deur COVID ook geld wat aan ons verskuldig was deur van ons kliënte kon ons afskryf. En ons het deur die loop van 2020 het ons getrou gebly in ons besigheid en ons eie lewens met ons persoonlike tiendes en offergawes ook. En vandag, en hierdie is die amazing deel, vandag wys ons besigheid geen letsels van die COVID tydperk nie. Inteendeel, ons is regtig hoog aangeskryf by al ons suppliers. En ons weet ons is deel van ander mense se storie van hoe die Here vir hulle uitkoms gebring het. Ek het hierdie skrif in 2020 ontvang en ek hou daaraan vas en ons nog nie die volheid daarvan beleef nie, maar is iets waarin ons regtig uitsien. En dit is 2 Korintiërs 9 vers 8. Lees vir die Amplified uit. Hy sê, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need, be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Ek kan nie vir jou sê hoe en waar jy moet gee of wat jy moet gee nie.
Maar ek het oortuiging vir ons lewe, dat ons die Here volg en hy angst in ons om te gee. En in Matteus 6 vers 21 sê hy, onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hy sê, jou hoogste prioriteit bepaal wat jy najaag, begeer, prys gee, vashou en bepeins. Net seker maak, wat ek nou sê, het die leierskap my nie gevra om te sê nie. Dis my eie oortuiging, my vrou se oortuiging. Vir ons grootste skatte is ons tyd en ons geld. En ons wil ons harte in 'n saak sit. En toe ons verlede jaar hierdie gemeente join, na 10 jaar by 'n vorige plek, het ons gevoel ons moet so gou as moontlik ons harte in hierdie familie of 'n missie kry. En ons het dit gedoen deur ons tyd en ons geld hier te begin gee. Ons tyd, ons het regtig betrokke geraak oor ons waar ons kan, en ons tiendes en offergawes het ons hierso by Doxa Dei begin gee. So oortuiging wat ons het, gehoorsaamheid aan God, dat Doxa is die plek waar ons primêr saai en gee. Ons tiendes en ons offergawes, ons gee buite Doxa ook net so baie, maar hier is die primêre fokus vir ons. En ek kan vir julle een ding sê, is vanaf ons dit begin doen het, is ons harte is regtig ten volle in Doxa. Ons is so dankbaar vir wat hierdie gemeente vir ons as gesin, vir die groter dorp beteken. En ek sluit af met hierdie laaste woorde net. Die pad van vertroue is soms met oomblikke regtig scary. Om verby jouself te leef en om te gee lyk soms na waansin, veral as dit moeiliker gaan. Maar een ding wat ons geleer het in die lewe is, en dit is wat Handelinge 20 vers 35 sê, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Hy sê weer in aanhalingstekens, bring groter vreugde om te gee as om te ontvang. En dis die lewe wat ons kies om te leef, en dis 'n lewe vol vreugde. Dankie, Jaco. Baie dankie, Dani. Een van my eerste pastore wat in my lewe inspraak gegee het en 'n groot inspraak gehad het, hy het altyd vir my gesê, hy sê, you can sow a seed, hy sê, but a seed will never leave your hand. En daar's iets, 'n beginsel van, as ons belê, as ons vertrou. Toe Daniel nou so praat oor COVID, toe dink ek, jy weet in die kerk, COVID was 'n baie slegte tyd vir ons. Die kerk was eintlik toe. En ek kan onthou daar in die begin, en eintlik net voor COVID het die Here vir ons daai skrif gegee in Efesiërs 3, waar hy sê, jy kan my vertrou en ek gaan vir jou doen ver bokant wat jy kan dink of droom. Toe wonder ons nogal, hoekom gee die Here vir ons die skrif, en toe rukkie daarna, toe sit COVID, en kan onthou daar in die begin met COVID nou, al die kerke sê, lê personeel af, gaan nie, ons het die Here vertrou ook, en ons het ons personeel betaal, ons kon nou nie vir hulle verhogings gee nie, maar ons is deur COVID, ons het nie een personeel het afgelê nie, ons het almal voluit betaal. Daar's iets van, a seed can leave your life, but it will never leave your hand. Daar's iets wat ek in die lewe geleer het. In my finansiële journey was al baie tye wat ek baie nervous was. Vertrou God. Ek het al baie keer op 'n plek gestaan, ek en Mariet, en gesê, hoe gaan ons dit maak? Wat nou? Hoe nou? Gaan ons hierdie probleem hanteer? En ook werk die Here, ek weet nie hoe dit werk, en my werk altyd op 'n manier wat jy nie verwag nie. Kom my deur. Vertrou God. Ek sê jou nooit begewe. Jou nooit verlaat. Ek probeer my kinders te geleer het, waarvan hy praat is, vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Hy is jou bron. Voordat ons nagmaal gebruik, wil ek jou hierdie skrifte lees, wat ek sommer net sluit aan by wat Daniel, ek het nou nie geweet wat sy skrifte hy alles gaan lees nie, maar die message sê so mooi. Hy sê, in a word, what I'm saying, grow up, your kingdom subjects, you belong to a king. Now live like that. Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others, the way God lives towards you.
Hoofstuk 5:16 in die Afrikaanse vertaling sê so mooi, laat julle lig so voor mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. 1 Johannes 3:18, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde van lippetaal wees nie, maar moet in daad bewys word. Die rykste ou wat ooit geleef het in die wêreld, hy tonne goud besit, Salomo skryf, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Paulus skryf in die Phillips translation, hy sê, you already excel in faith, in knowledge, enthusiasm and love. Now add generosity to your virtues. Remember the generosity of Jesus Christ. Jy sien, dis presies wat Daniel sê, jy kies om hom te vertrou, jy kies om 'n lewe van vrygewigheid te leef. As dit by finansies kom ons vertrou die Here. As dit by mag kom ons leef mag uit met liefde. Hemelse Vader, dankie dat ons U hart kan leer ken deur Christus. Dankie dat U vandag vir ons sê, ek is jou helper. Verstaan jy nie, ek is jou helper. Die troonkamer is oop. Ek sal jou nooit begewe. Jou nooit verlaat. Jy is my kind. Jou naam is gegraveer op my handpalms. Jy is myne. Jy is myne. Jy is my kind. Ek sal vir jou sorg. Ek sal na jou kyk. U is die goeie herder. U is ons lig. U is ons heil. U is ons toevlug. Ek bid vandag, Here, vir elke mens wat hier voor my sit. Ek bid, Here, dat hulle sal verstaan. Ons is in die huis, ons behoort aan U. Ons is die geseëndes van die Here. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hy nooi my uit om aan sy tafel te kom sit. Ek bid dat almal dit sal verstaan, sal begryp, sal besef. Dis nie 'n smeek nie. Dis 'n logiese gevolg van sy liefde. Hy kyk na ons voordat jy weet wat hy weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. Ons skou die lelies van die veld en dan besef jy, wie is ek? Ek bid dit vir elke mens. Hy is ons helper. Hy is by ons. Hy is vir ons. Hy is in ons. Ons maak dit net vas, Here. In die naam van